Mense, goeiemôre van my kant, Frik Weideman, en welkom by my bakkie boodskap elke maandagoggend. Mense, ek wil gou met jou gesels oor Pesach 2025, wat seker nou so 'n week of wat ten einde geloop het, maar die gebeure is nog vars in my gees, en ek wil net vinnig daaroor gesels, want ons is nou in hierdie 50 dae periode op pad na die berg van Sinaï, of ons is op pad na die boorvertrek in die boek van Handelinge met die uitstort van die Heilige Gees. Maar wat ek beleef en ervaar het, is nog so vars in my gees, en ek wil dit gou met jou deel. Mense, ek kon sien oor die periode van Pesach 25 die krag van sy woord. Ek het gesien hoe mense getransformeer word. Ek het gesien en beleef en ervaar hoe mense uit die gees van beperking en verhindering uitstap. Hoe mense uitstap uit die wêreld uit, uitstap uit Egipte uit, verlos deur die bloed van die lam. Weet jy, ten tye van die doop, toe ons mense doop, en ek is naby hulle, want ek het die doopwerk gedoen. As ek hulle in die oë kyk, dan sien ek, daar's 'n nuwe mens. Ek kon sien as ek mense in die water, afgaan in die water, kon ek sien dat mense release. En hulle staan op as 'n nuwe skepping. Ek het in my lewe, het ek dit nog nie beleef en ervaar, soos hierdie jaar nie. Ek wil net dit getuig om aan jou bekend te maak, dat die woord is die waarheid, en ek en jy aanbid 'n lewende, heilige, alomteenwoordigende Elohim. 'n mense dat ek en jy sal kennis neem. Maar nou soos uit Egipte uit, ons is nou op pad na die beloofde land, of na die boorvertrek, met betrekking tot die uitstort van die Heilige Gees. Die Hebreëse naam daarvoor is natuurlik die fees van Shavuot. Dis 'n 7-dag week. En ons is nou in hierdie 50 dae periode van voorbereiding. Met ander woorde, ons word gemuld om die beeld van Elohim uit te leef. Ons is nou hier om sy wil te doen, om gehoorsaam te wees aan sy voorskrifte en die bepalings van sy woord. En mense, en ek wil dit baie duidelik maak, ons kan nie terug aan Egipte toe nie. Ons kan nie teruggaan soos wat 'n hond teruggaan na sy braaksel toe. Kan ek en jy nie teruggaan na die wêreld toe, of na Egipte toe, of onder die leiding staan van Farao nie, want Farao is 'n tipologie van die vyand, die duiwel. En ek en jy is op pad na die beloftegewer van die beloofde land. In hierdie 50 dae gaan ons sekere goed beleef en ervaar. Jy gaan dalk deur 'n moeilike seisoen, jy gaan dalk deur 'n seisoen waar jy wil opgee en waar jy wil tou opgooi. En ek wil jou vandag bemoedig met my bakkie boodskap. Hou vas, staan vas. Kom ek en jy staan op, en ons staan uit vir die koninkryk van Elohim. Mense, dit is belangrik om in hierdie 50 dae te let hoe ons praat, om op te let na ons meer, wat by ons mond uitvloei. Jy moet verstaan, daar's 2 aspekte in 'n mens se lewens. Die manier hoe ek myself sien, en die manier hoe ander mense my sien. As ek vandag sê, ek is in 'n voorbereiding vir Shavuot, want onthou nie, dis die eienskappe van die bruid. Die eienskappe van die bruid, mense, is natuurlik nommer 1, die bloed van die lam. Ons is skoon gewas deur die bloed van die lam. En dis genade, waar Meester Yeshua, mense, deur genade en deur liefde, sy lewe afgelê het, vrywilliglik, vir my en vir jou. En dan is dit my en jou verantwoordelikheid om die suurdeeg, wat sonde simboliseer, uit ons lewens uit te haal. En dis waar die 7 dae van the Feast of Unleavened Bread vandaan kom. Dan, mense, die opstanding is 'n nuwe skepping. Dit het gepaard gegaan met 'n wedergeboorte, antwoorde die doop uit die Skelfsee uit. En vanaf die volk uitgestap het uit die Skelfsee tot en met die berg Sinaï, is presies 50 dae. Kom ek vertel jou gou. Nadat Meester Yeshua aan 'n folterpaal gesterf het, is hy 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde. En met die opstanding het hy 40 dae gaan toon, gaan lees dit in die boek van Handelinge hoofstuk 1. Vir 40 dae het hy gaan toon aan sekere mense en ook aan die disippels. En 10 dae later stort die gees van die lewende God uit. Mense in die boorvertrek. Na hemelvaart, 10 dae later, uitstort van die Heilige Gees. En toe word die ketubah, die huwelikskontrak, op my en op jou harte gegraveer. Met ander woorde, ek en jy het nou 'n ek wil hart. Nou in hierdie 50 dae wat nou volg, moet ek en jy verander. Ons moet weet dat Vader is ons leidsman. Hy is ons bron van alle bestaan. Ek en jy kan nie teruggaan na Farao. Ons kan nie teruggaan na hierdie wêreld nie. Ons kan nie bekostig om weer gekontamineer te word deur die dinge van hierdie wêreld nie. Nou vra ek vanoggend vir jou. As ek en jy sê, ons is gered deur die bloed van die lam, wat reflekteer ek en jy? As ons sê, ons is geloof, of ons is 'n volger van Meester Yeshua, doen ons wat Meester Yeshua gedoen het? Of ek en jy sê, en ons verklaar by mense, ons geloof is in Meester Yeshua, wat spoel by jou mond uit? Wat reflekteer jy? Dra jy die beeld van Elohim uit?
Doen ons dit waar mense kan sê, waarlik, daardie man of daardie vrou is 'n ware en 'n opregte man van die heilige van Israel. Hoe lyk ons lewens? So in hierdie 50 dae, mense, wil ek vir jou regtig vra en jou ook bemoedig in dieselfde asem, dat ek en jy ook sal transformeer in hierdie 50 dae. Dat wanneer ons die wolkkolom sien, wanneer ons die vuurkolom sien, dat ons weet, ons Vader lei ons, hy beskerm ons, hy's daar vir ons. En dat ek en jy sal opstaan en uitstaan vir sy koninkryk in hierdie dae wat boos is. So mense, ek nooi jou om asseblief jou eie studie te gaan doen. Gaan kyk in die boek van Exodus, tussen Exodus hoofstuk 14 tot en met 19. Wat het alles met die volk gebeur? En wat het Vader vir hulle gedoen? Ek bedoel, water uit die rots, die wolkkolom, die vuurkolom, hy gee vir hulle kos uit die hemel uit, manna en kwartels, hy beskerm hulle, hy hou hulle in die holte van sy hand, en toe hy in Exodus 19, toe hy opstaan, toe sê hy, ek het hulle na my toe gebring, soos arensvlerke, omdat dit my volk is. Dis my bruid. Vandag in 2025 is ek en jy die bruid van Jodhai-Wafai. Ons is die bruid van Meester Yeshua. Hy is die bruidegom en hy gaan terugkom om 'n bruid te kom haal. Nou het ek en jy tyd. Ons het nou tyd om ons voor te berei vir die uitstort, 'n vars nuwe aanraking. Ek weet nie van jou nie, maar ek begeer 'n vars nuwe aanraking. Ek het 'n begeerte dat my geloofswandel sal verdiep en versterk in Meester Yeshua. Ek is nie tevrede met waar my geloof staan nie. Ek is nie tevrede in my geloofswandel met hom nie. Ek wil meer hê, want ek besef daar's meer. Elke keer wanneer ek die woord lees, dan besef ek maar, daar's rykdomme opgesluit wat ek nog nie eens van bewus is nie. En ek nooi jou om hierdie volgende paar dae tyd te spandeer met jou woord, sodat die afgesonderde gees sal neerdal oor die periode van Shavuot op die afgesonderde man en vrou. En dit moet ek en jy wees. Mense, ons kan nie langer deel wees van Egipte nie. Ons kan nie langer van hierdie wêreld deel wees nie. Mense, ek en jy moet die eienskappe hê van die bruid. Asseblief, hoor my, die bloed van die lam. Ons moet die seerdeeg uithaal. Ons moet opstaan as 'n nuwe skepping. En dan eers kan die apartgestelde gees op my en jou lewe uitstort. Nou, dis vandag my gebed en my bakkie boodskap vir jou, dat jy dit sal beleef en ervaar hierdie volgende paar dae voor die aanbreek van Shavuot, of Engels genoem Pentekost, die uitstort van die Heilige Gees, die ware uitstort, en dat ons hom van daar af hom sal dien in gees en in waarheid. Nou, die boek van Levitikus is so interessant. Levitikus leer ons eintlik om terug te keer na die beeld van die lewende God, en dat ek en jy nie hardnekkig en hardvochtig sal wees om nie terug te keer na sy beeld nie. Mense, hoor my, ek en jy is geskape na sy beeld. Kom ons gaan reflekteer hierdie volgende paar dae. Kom ons gaan reflekteer sy beeld, sy gees, sy karakter uit in hierdie wêreld. Dis my en jou taak. Ek wil amper sê dis ons job, maar dis ons taak om dit te gaan doen, sodat Vader se naam en sy koninkryk daardeur verheerlik word. Mense, baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel is by my bakkie boodskap. Kom ons wees in voorbereiding. Voorbereiding het nog nooit skade veroorsaak nie. Voorbereiding en om in gereedheid te wees is altyd 'n pluspunt in ons lewens. En my gebed vandag vir jou is dat ons geloofswandel in Meester Yeshua elke dag meer en meer sal verdiep. Want mense, ek het gesien met my eie oë die transformasiekrag van Vader se woord. Ek het gesien hoe die bloed van die lam mense kom skoon was. Ek het met my eie oë beleef en ervaar waar mense uitkom uit Egipte. Die verhindering en die beperking is gebreek deur die bloed van die lam en in die naam van Meester Yeshua. Mense, baie dankie. Ek sal heeldag met jou gesels. Mag jy 'n wonderlike, geseënde dag geniet in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Tot 'n volgende keer. Frik Weideman. Shalom.